Ons is weer terug. Episode 1 het gekom en episode 1 het gegaan. Baie mense het dit gelike, gesê en gecomment en wat 'n wonderlike voorreg was dit om saam met julle te deel die Inner Eagle episode 1. Ja, en baie het gevra nou hoe werk die wiskunde uit as jy 22 matriek was. Rede, ek is op 10-jarige ouderdom baie laat skool toe gestuur en dis die rede hoekom ek so oud was. Want baie het gewonder, joh, die ouetjie seker baie verskriklik gedryf. Ek het nie gedryf, hoor. Ek was maar net laat skool toe gestuur. So het ons in episode 1 het ons lekker gepraat met juffrou Carol Marolli. Sy het bietjie om vertel hoe sy my ondergesteun het tydens my hoërskooljare en wat 'n impak sy gemaak het. Maar ek het gesê vir episode 2 moet ek my laerskool onderwyser, graad 7 onderwyser, klasonderwyser, meneer Thomas Matthee, Eike uit Dominee Matthee bring. Van hy het toe gestudeer. Ek kon nou in my graad 7 jare toe studeer 'n meneer nog vir 'n dominee en vandag is hy so waar 'n dominee. En hy het so 'n maand terug het hy uitgetree die onderwys het en ek toe ek die video kyk en ek wonder, besef die leerders wat in die lyn staan, wat 'n impak hierdie meneer gemaak het, nie net op my lewe nie, maar ook op hulle lewe self. Maar om verder te gesels en lekker te kuier is niemand anders as meneer Thomas Matthee. Meneer, welkom op die stel. Baie dankie Geduld en baie dankie dat jy gedink het aan my om dan ook te deel wat ons ervaar het destyds. Dit is in die jaar 2000 as ek Ja. gesê. En ja, het is net lekker om te weet dat iemand of ek kon daarom 'n verskil maak in iemand se lewe. Ja, baie belangrike verskil wat 'n meneer gemaak in ons lewe, maar ek wil nog 'n meneer vra, meneer het nou afgetree. Hoe voel dit om as 'n afgetrede onderwyser te wees? Man, wil jy glo, ek is nog nooit afgetree nie, ek het wel uitgetree. Uitgetree. Maar ek is nie afgetree nie. Ek doen nog wat ek altyd maar gedoen het. Ek is mal oor die kerk, ek is mal oor die Here. En dan gee ek op 'n maandag en op 'n woensdag by Laerskool van Wysvlei doen ek nog die extramural kunsklasse. Okay. So ek is vandag weer aan die woord daar. En ek bly maar betrokke, soveel as wat ek kan en ek bly betrokke soos wat my kinders in hulle lewens en dan ook in die lewe van my vrou, wat sy mee besig is, dan help ek maar waar ek kan. Kan nie stil sit nie soos meneer ken. Ek onthou dit vat my terug toe ons nou meneer praat van die kuns waar meneer besig is toe ons 1 jaar het ons die skool se banke geverf. Ek weet nie wat het ek gemaak het, maar ek het hy dag pak gekry. Dis nog in die tyd toe ons pak kon gee. In die vroeë jare. Ja. Ek onthou nog, wat het ek gedoen dat ek toe ons pak kry? Ek dink ons was twee. Ek dink amper die hele klas was betrokke geweest. Hulle die banke, die kunsbanke het julle geverf en kriet rond gegooi. Ja, en toe moes ek maar seker optree in daai stadium en ek dink dit het so 'n bietjie gewerk. Ja, het bietjie gewerk. En die belangrikste wat ek kan onthou, ons was gedissipline, maar daar was 'n verduideliking na dit gewees. Ja. En ek dink baie mis soms is daai punt. Jy roep die kind tot orde of jy wil hom dissipline toedien, maar verduidelik jy hom die rede hoekom. Ja, dit was nogal interessant geweest. Ek het uit my eie ervaring, uit my eie ouerhuis, moes ek ook maar leer dat daar was, as jy pak gekry het, die roede is gebruik, en dan was daar vir jou stil gesit, jy het gesit, en dan word daar vir jou verduidelik, luister jy, dit en dat, werk nie so nie. So, ja, ek het maar probeer doen wat ek geleer het. Baie interessant. En dit is iets wat tot vandag toe vir my bybly, is dat wanneer jy dissipline toedien, of jy wil die kind tot orde roep om agterna te sê, maar dis die rede, en dis die gevare hiervan, hoekom jy nou tot orde moet geroep. En ek dink vandag se kinders, baie van ons wil nie vandag luister nie, of hy wil nie gedissipline word nie van wat hulle dink in hulle oë, wat hulle doen is reg. Ja, kinders, die groot probleem vandag is nie dat kinders nie wil luister nie. Ek dink ouers word al hoe jonger. Sien van 15, 16, dan het dametjies nou al kinders en hulle is nog kinders en dan moet hulle 'n kind grootmaak. Wow. En die gevaar daarvan is dan word die kind by ouma gelos. Nou word dit ouma kinders. My vorige hoof meneer Rian Ross sê hy maak sy kinders groot sodat sy
grootouers, die grootouers dan die kinders maar kan spoil. Hulle kan spoil, maar jy as ouer moet jou kind grootmaak. So die geheim lê eintlik daarin, en as jou kinders te jonk is, dit nie altyd die vaardighede om die kind regtig groot te maak, soos hulle moet grootgemaak word nie, dan hak hulle so 'n bietjie uit. Ja, is 'n baie belangrike punt wat meneer aanhaal. Ons kinders is nog kinders, dan is hulle ouer. Nou wil ek bietjie saam met meneer gesels in graad 7. Het meneer nou hierdie kind gesien, maar hierdie kind was ouer as sy lede in die graad. Ek het 17 geraak in graad 7. Wat was meneer se denke toe meneer nou hierdie, ek weet meneer was baie, ek wil nou nie gaan dieper ingaan nie, maar ons gaan op 'n stadium. Meneer was ook baie oor hierdie ou seun in die klas, want ek was die oudste in die klas. Hoe het meneer van my ervaar in graad 7? Ek moes al op hoërskool gewees het. Weet jy wat, toe jy in graad 7 kom, het was destyds, was dit nou nie graad 7, dit was standaard 5. Standaard 5, ja. En ek het vir jou gesien soos enige ander kind. Ek wil eintlik vir jou sê, dit was timing, dit was nie my timing, dit was God se God se tyd. timing. En God se tyd werk anders as ons tyd. Want as jy in my klas was en ek het opgetree soos mens optree, ouer kinders, ja, jy gee hulle so 'n bietjie meer verantwoordelikheid. Yes. Want hulle het mos nou 'n bietjie meer ervaring, as mense dit so mag noem. Maar omdat jy ook miskien bietjie meer selfstandig was as die ander kinders, daarom kon ek jou seker gebruik. Maar ek weet in jou boek moes jy seker skrywe, jy het geskrywe daarso, ek het jou na my huis toe gestuur, gaan haal my wallet en skryf jou iets om te eet, Yes. soos dit het jy gesê. Maar ek het maar op daai stadium seker maar opgetree soos wat ek met enige ander kind sou optree. Want kinders was vir my 'n geskenk van God. En juist omdat ek op daai stadium, ek was jonk gewees. Ja, ek kan nie eens meer onthou. Ek dink ek was so in my 30's gewees op daai stadium. Toe jy nou by my was, maar ek het jou hanteer soos ek enige ander kind sou hanteer. Ek het nie jou spesiale treatment gegee nie. Vir jou was dit seker spesiaal, maar elke kind was vir my Spesiaal. op daai stadium spesiaal gewees. En selfs nou nog, kinders is spesiaal. So belangrik dat meneer sê ek het die kind gesien. Maar in my ervaring op skool daai tyd, nie almal het gesien soos meneer gekyk het. Ongelukkig was hy, jy het in sekere klasse gekom en hy kon jy agtergekom het dat hy's groot sit daai een kant, maar by meneer in die klas, ek dink dit is waar ek hy vaderlike liefde ervaar het. Want op 'n stadium in my lewe was my eie pa was die teenwoordig. En vir my, hoekom ek skryf spesifiek oor daai gedeelte, was daai vir my is iets groot. Want iemand vertrou my om te gaan na sy huis toe en te sê, gaan al en kry vir hulle iets om te eet of te drink. Vir my as 'n kind daai tyd was dit iets groot, want jy was half nie, vir my het dit gevoel dat jy was half nie vertrou deur almal om jou nie. Want jy het gesien as hierdie 17-jarige en as hierdie 13-jarige se om jou, en ek kan ook 'n goeie vriend gehad, Charlton en Carl, die twee tweelinge, Ja. en hulle het altyd gesê, jong, jy kan nie sê date op skool, want jy is te oud, mense gaan vir jou sê, jy wil die kind verkeerd leer. Maar vir my net daai belangrikheid, wat meneer gesien het, ek wil nou, ja, as ek meneer Geets vandag sou geleef het, sal ek iets wil gedeel het met hom ook op die stel wil geheer het, in terme van, toe ek deel gewees het van die koor, toe is daar onderwyser, ek sal nog vandag gaan, ons het gereheers voor die spesifieke onderwyser, en daai onderwyser het uitgewys halve geduld die koor het, en hy het gesê, nee, ek kan dit tot vandag toe nou, net hy, as gevolg van, ek kon daar gesien, okay, hier kyk nou vas in my ouderdom, en ek is al iemand nou buis gesing, het was nou in die koor, Ja. en sy het gesê, nee, en meneer het gesê, nee, los hom, en dis hoekom my graad 7 onderwys, wat meneer Thomas Matthie wat u is, daai spasie van u, was vir my die veiligste en die gelukkigste tyd op die skool. Sjoe, ek kan nie al die goed onthou nie. Maar een ding wat ek weet is, die koor was ook vir my een van die plekke waar ek myself kon uitleef, omdat jy het seker agtergekom destyds, ja, as meneer Gerse roep, dan moes ek altyd saam met die koor sing, en dan kan onthou, ek moes, op 'n kol moes ek, toe die kompetisie was, het ek die solo gedeelte gedoen, by die koor, en maar meneer Gerse was ook 'n spesiale ou. Kinders was vir hom baie spesiaal, en hy het hulle nader getrek, want hy het ook ekstra klasse gegee, wat in die musiek was. Maar om terug te kom, soos ek wil sê, as jy dink jy het spesiale treatment gekry, dan moet ek vir jou sê, dit is maar hoe ek elke dag opgetree, dit was nie spesiaal, ek het nie 'n spesiale sakkie gehad,
waar ek spesiale goed ingesit het en gesê het, luister, vandag treat ek nou vir geduld so en 'n ander kind word anders behandel nie. Ons, of althans dis veronderstel hoe moet te wees. Jy kies onderwys omdat dit vir jou 'n roeping is en nie 'n werk nie. Ek moet myself verstout op hierdie stadium en sê, vandag se ouens gaan baie keer vir die geld, want hulle kry nogal 'n goeie stukkie as hulle huis toe gaan. Maar destyds het die onderwysers, ek kan mooi onthou toe ek vir die eerste keer in die onderwys kom, toe daar een van my dosente het vir my gesê, luister man, aan die einde van die maand gaan julle meer maand as geld hê. en dit was so gewees. Ons het eers later 'n bietjie meer aanpassings gehad op ons salarisse. En dan kon jy sien, het dan 'n leefbare salaris gekry, want as jy 'n huis gekoop het destyds, dan het jy jou pakkie moes nie net so gegee het om die paaiement te betaal. Alhoewel die huise destyds goedkoper was. Maar jy het omtrent jou hele salaris gegee. So ja, onderwys moet nog steeds 'n roeping bly. Dan kan jy die kind soos geduld destyds ook raak sien en nie net die jongeres sien nie, maar almal gelyk en raak gesien met spesiale vlak. Dit moet 'n passie wees en dit vat my terug. Ek het saam met juffrou Morolli gedeel dat wat gedoen was daai tyd was nie gedoen soos dit nou gedoen word. Daar's kameras. Ons enige goeie daad word deesdae moet vasgevang word. Dit was 'n goeie daad wat gedoen was en daar was nooit van gepraat nie. Daar was nie gesê by die ene, maar ek het hierdie kind gehelp of ek het belê in hierdie kind nie. Daar was ook nie 'n les aangebied waar 'n kamera was nie. Dit was 'n les met passie. En as ek terugdink, meneer, die singende manier hoe gehad. Meneer, 'n singende manier gehad. Sing meneer nog steeds by die nou skool gehad om het was vir ons iets anders. Het was die Engelse klas, but it was something else. Ja, nee jong, ek het, as die kinders nie verstaan het, dan het ek mag begin sing, want ek het gedink, dis die enigste manier hoe dan sal luister. Nou, ek het op 'n call het ek 'n bietjie opera ook gedoen. Yes. En daar by Andrew Strauss, hy is ook al vandag oorlede. En as die kind nie verstaan nie, dan het ek sommer die woorde wat hulle moet verstaan. Soos byvoorbeeld as ek moet sê, you must understand. Yes. En al die klomp goeders het ek maar gedoen, dan moet die kinders maar verstaan. En hulle het daarvan gehou, hulle het sommer letterlik aan my lippe gehang. En ek het toe later moes nou weer Stellenbosch toe gegaan om my gevorderde onderwys te doen, maar ek het in die kunste gaan doen. En toe het ek maar weer sang en klavier bietjie begin leer speel en drama gedoen en so bietjie gedans wat ek die slegste in was. Kon nie regtig dans nie. Maar ja, jou passie was maar altyd die ding wat ek moes uitlewe. En dit was 'n unieke manier om met klas te gee. Nou kom ek eendag, kom ons in die klas. En meneer skryf die volgende woorde op die bord. Wenners is nie bang om foute te maak nie. En wenners doen wat elke dag gedoen moet word. Tot vandag toe. Sjoe. Draai ek daai woorde. En baie dink is my woorde. Man, weet jy wat, ek het dit ook maar geërf by iemand, en ek het maar toe later my eie goedjies bygesit. Die ouetjie wat 'n boekie geskryf het vir die jeug, Ashley Potts. Ons het destyds het ons wat is ding se naam begin, 'n jeug soos van die jeug Holiday Club het ons begin by die Kalvynse kerk en Dominee Lionel Fredericks, ek sal nooit vergeet nie, het toe begin en ons het nou, en hy het begin met hierdie ding, wenners is nie bang om foute te maak nie, en toe sien ek maar, dit kan werk, en ek dink toe op daai stadium, as die kinders so gedemotiveerd was, dan het ek toe ek gedink, kom ons maak dit ons lese vir die jaar, en toe voeg ek maar by, wenners doen elke dag, wat elke dag gedoen moet word, om het te laat inpas by die onderwys en die daaglikse taak. So jy moet elke dag 'n bietjie doen, bietjie wiskunde doen, bietjie Engels doen, bietjie kuns doen, whatever jy ook al gedoen het, sodat jy sukses aan die einde van die dag kan behaal. So dat dit maar daar het dit maar ontstaan. Dit was nie gewees om vir jou te trigger nie, dit was om almal te trigger. Yes. En jy het dit gegryp. Op daai stadium, carpe diem, baie belangrik, seize the day, seize the moment. En jy het onmiddellik op daai stadium het jy gegryp. En jare later sit jy vandag hier so en jy
kan sê, joh, dit het regtig nog 'n impak gemaak op my lewe. 26 jaar, Sjoe. 26 jaar later. Is nog al 'n leeftyd. En tot vandag toe dra ek het, want dit het in my lewe het op 'n regte tyd gekom. Ek weet soms weet mense, jy doen iets sonder om te besef, maar as ek hierdie saadjie hier gooi, dan gaan hy seker iewers, maar vir my het dit half my lewe verander, want ek het iets gesien, wat op my kom lê en gesê, ek is 'n wenner. Want ek het die hele tyd gevoel soos 'n failure van, ek was altyd nie in sekere kringe welkom as gevolg my ouderdom. Was ek nie welkom nie. Maar hier kom 'n gedeelte wat my klasonderwyser skryf op die bord. Wenners is nie bang foute te maak. En wenners doen wat elke dag gedoen moet word. En daai saadjie het vir my geplant, so, joh, ek is 'n wenner, man. Ek is nou wel oud. En ek is nie die slimste of die skerpste potlood in die klas nie. Maar net daai woorde het vir my gemaak wie geduld vandag is. En dit is hoekom jy seker ook kon skrywe, daai boekie Rising Eagle. Yes. Want Rising Eagle sê vir jou, jy's 'n wenner. En 'n eagle is 'n voël wat nie hier onder op die grond pik vir mielies nie. Is jou hoenderie, hy vlieg bo alle voëls bo, heel bo. En hy styg uit bo sy omstandighede. Om jou omstandighede het ek miskien nie persoonlik geken nie. Ek het eers later, en toe jy nou aan die einde van daai jaar, kon ek toe beginne, toe jy eers met my beginne praat oor jy moet hoërskool toe gaan en toe het ek my eers beginne besef, maar hierdie ouetjie het iets spesiaals in hom. En ek verstout myself om te dink aan Saulus, wat toe later Paulus geword het. Ek lees terwyl ek nou weer besig was met navorsing, dat hy was eintlik van geboorte af bestem om Paulus te word. Hy was eintlik genoem na die koning Saul. En ons ken mos die storie van Saulus wat op die pad na Damaskus hierdie skerp lig gesien het en blind geslaan is en toe tot bekering gekom het. En in sy bekering kon hy dan met sy bekering word hy toe Paulus, wat dan die groot ou geword het, wat vir Jesus dan toe beginne werk het. Maar die Heilige Gees moes toe in hom kom woon, en dit is wat belangrik is. Die Heilige Gees wil nie net langs jou loop nie. Hy wil nie voor jou loop, onder jou loop, op bo jou loop, hy wil net binne in jou wees. Want hy wil nader aan jou wees, as die vel wat oor jou liggaam getrek is. Wow. Dan praat ons oor daai gedeelte, ek kon nou my gesprek met meneer oor die hoërskool. Van almal het nou al klaar geweet in die klas waartoe hulle gaan, en ek het gesit en twyfel van ek het by tante gebly. En daai tyd moes jy registrasiegeld by die skool gaan betaal het. Wat het dit, ek weet nie hoe om het te stel nie, maar meneer het gegaan en meneer het na my tante toe gegaan om te gaan vra. Want het was 'n keuse of ek terugkeer na my ma toe, waar die omstandighede nog steeds dieselfde was, nie verander het nie. En ek praat met meneer en meneer het nie een keer getwyfel nie. En meneer het besluit, ek gaan nou na jou tante toe en te gaan vra. Man, daai gedeelte is vir my so 'n bietjie dofferig, want ek kan net onthou, die volgende kan ek onthou, hulle het net gesê, die klong is te oud, hy moet loop werk. Hy moet gaan, want ons kan nie nou nog 'n mond oophou nie. Dis wat vir my so 'n bietjie getrigger het op daai stadium, en ek het gedink, as die ouetjie dan wil leer, en hy kan leer, want volgens my, en ek dink meneer Raymond Cornelissen, as ek nou iemand se naam mag noem, hy het gesê, enige kind kan leer. En hy was die ou wat gesê het, hy het 'n ouetjie geneem wat glad nie, wat swak gevaar het op skool, maar hy het spesifieke goed gedoen. En toe dink ek by myself, net daai stadium, maar die ouetjie wil leer. En as 'n ou wil leer, kom ons maak 'n plan. En dit het my net op daai stadium getrigger en gesê, laat ons kyk wat gebeur. En daar het iets gebeur. Ja, van is daai nie moes gebeur, dis sal ek op die gebou gaan werk het. Ja. Want ek nou die gesprek, jou oom was mos nou 'n bouer. My oom was 'n bouer en my ouderdom het gesê, dis volgende jaar 18, so jy kan maar op die gebou gaan werk. Maar daai gesprek is toe afgehandel en toe kom dit by die skoolfooie gedeelte. En meneer het seker gemaak, die skool gee 'n check. Wil jy glo maar jy weet, dit moes so deur die dinges gegaan het. En my vrou was eintlik daar so baie instrumenteel. Dankie juffrou. Dankie.
sy was eintlik instrumenteel, want sy het gesorg, en ek weet nie, sy het altyd vir my gesê, nou baie keer as sit sy kinders in my klas, dan sê sy vir my, nou sy het 'n woord wat sy gebruik, afleertjies. Al die afleertjies is in my klas gesit. Is waar? Daar sê sy net vir my, luister maar, jy het net 'n manier gehad om met hierdie kinders te kon werk, en dan aan die einde van die dag, dan het hierdie kinders byvoorbeeld bo hulle omstandighede uitgestyg. En so het al die afleertjies, of as 'n kind van 'n ander skool af gekom het, en die skool wou nie meer hê nie, of vir haar nie hê nie, dan sê sy, ek het al klaar 41 kinders in my klas, dan sê sy, moenie worry nie. Die 42ste enetjie sal jy 'n verskil maak. Maar ek weet hoekom ek hulle by jou sit. En sy was instrumenteel vir die reël van daai saam met my, om te sê, luister kykie, want ek dink, ek is nie doodseker nie, maar ek dink ek het die geld in die skool se rekening betaal op daai stadium, sodat hulle dan die check kon skryf, ja. Maar dit is maar hoe dit moes gebeur. En mense het nooit gedink hoe ver dit sal kom, 'n eenvoudige daad. Ja. Vir iemand wat miskien luister en mag dalk dink, ja, maar is 'n eenvoudige daad. Maar dit het soveel glo gekos om hierdie afleertjies, soos meneer nou sê, te sien en te kyk. En as 'n onderwyser, ek dink in vandag se tyd gee ons te gou op as ons weet die kinders is akademies sterk. En as 'n onderwyser het meneer daai besluit, is nog steeds potensiaal. As daar 'n wil is daar 'n weg. Daai gedeelte vir my was so instrumenteel wat meneer besluit het. Ek gaan terwyl die tante sê nee, moet gaan werk. Ja, ek gee my nou net 'n traan hier so. Ja, man, dit kon definitief nie ek gewees het nie. Dit moes seker die Here wees, want ek dink dit kan net uit die Heilige Gees wees dat dit moes gebeur het. Want as ek in myself moes kyk, want ja, my vrou sê altyd, maar die woord mag ek nie op die lig noem nie. Sy sê jy's altyd so oopgat. Dis waarom jy altyd, jy gee altyd, jy is altyd daar. Maak nie saak of iemand by die deur klop en of iemand nou kom hulp soekie. Jy doen jouself eintlik soms te na en dan sien jy soms jou agterend, maar op daai stadium was dit definitief ekie. Die Here moes definitief instrumenteel en die grootste rol en die eer daarvoor kry, definitief ekie. Ek verdien nie die eer nie. Dis God wat die eer kry. True. Al die eer kom die Here toe. Maar is belangrik, hoe belangrik is dit vir meneer ons sien baie seuns vandag. En ons kyk hoe ons land lyk en ons kyk hoe ons gemeenskap lyk as gevolg van afwesige paas. Maar het Thomas Matthee gekos. Het gelei deur die Heilige Gees om dit so te stel, om in te staan vir 'n kind wat op die stadium afwesige pa het. Maar daai nurture, hoe belangrik was daai? Want ten spyte van alles, moes die Gees van die Here, meneer het nog gestudeer ook tyd het, as 'n dominee. En ek sê altyd, alles wat gebeur is met die doel en die wil van die Here. En hoe belangrik is dit dat ons vandag se lewe moet kyk na nog afleertjies, om te kyk, kan ek instaan as 'n vader? Kan miskien nie fisies in die huishouding is nie, maar net daai gedeelte wat meneer vir my gedoen. Jy weet, geduldige mens word 'n sekere tyd gebore. En toe ek nog gebore is, het die Here, soos Paulus ook maar gebore was, ergens op 'n kol, het die Here jou bestem vir iets. Jy in jouself weet jy nie wat gaan gebeur nie, want toe ek 6 jaar oud was, het ek gedroom om 'n dominee te word. Maar ek het nooit geweet, maar ek weet nie wat daar in laag gebeur het nie, maar toe ek my kom kry, toe bevind ek myself in die onderwys. So jy hoef nie 'n dominee te wees om 'n verskil te maak nie. True. Jy hoef nie 'n groot profeet te wees om 'n verskil te maak nie, maar jy kan selfs 'n onderwyser, jy kan selfs 'n straatveer, jy kan selfs 'n kassiere wees by Checkers of 'n petroljoggie en dan maak jy 'n groot verskil. Jy moet net toelaat dat die Gees van God jou lei. Want as ek vir jou sê, dit was ek gewees, dan moet ek vir jou baie duidelik sê vandag, dit was nie ek nie. Want ons is mos in 'n sonde gebore en ons is neig tot die sonde en daai sonde moet uit jou uit pad gee. Maar almal van ons het 'n tikkie goed binne in ons. Is 'n bietjie. Die Here moes definitief net gesê het, okay, ek gaan die ou gebruik. Ek moet die ou gebruik om sekere goed te doen, want daar op daai stadium sou Geduld Veldsmann in sy klas wees. Ek sal sorg dat hy daar kom, want ek sou die ou gebruik. Hy het 'n ander plan. Yes. Sy manier werk mos agterste voor hom.
So ek sal 'n plan maak, ten spyte van sy ouderdom, sal ek 'n plan maak met iemand. So baie ouens werk, dit kan dalk iemand nou, dit hoef nie miskien Thomas Matthee te gewees het nie. Dit kan iemand anders gewees het. So iemand anders moes eintlik vandag hier gesit het. Maar gelukkig het God gekies. En as hy jou uitgekies het, dan kan jy maar probeer keer, meneer. Daar's sekere deure wat toe gaan en dan gaan 'n ander weer oop. So jou deur het op daai stadium oop gegaan. My wêreld het oopgegaan. En dit is wat vir my uitstaan, is dat daai belangstelling. En ek het, soos ek vir Juffrou Morelli gesê het, dit kan maar nou waar wees, maar ek sal altyd daai eer gee. Weet die Here het dit gedoen, ek gee vir God al die eer. Maar sonder Thomas Matthee en God se tydsberekening sal daar nie Geduld Veldsmann vandag gewees het nie. Daar was nog ander afleertjies in hy klas. En as ek vandag terugdink en ek kyk, ek vra ek my, waar is my goeie vriend Terence George, en ek kan in die lyn afgaan, maar het gekos dat die Here rig mos mense op, want sy gees moet deur iemand werk. En hy het vir meneer opgerig om te sê, gaan daai dag en gaan skryf daai woorde. Wanneer is jy bang foute te maak nie. Hy het vir meneer gevat, klim in daai kar, gat na daai tante toe en gaan vra, en ten spyte van die feit wat hulle sê, hy is te oud, het meneer gesê, is potensiaal. Sjoe, as ek my woorde is te min om te vandag te kan praat, want ek glo nie, dit was ek definitief, soos ek jou gesê het, dit kon nie ek gewees het nie, dit moes definitief net Heilige Gees geïnspireerd wees, dat ek wel op daai stadium, daai woorde moes geuiter het, dat ek in my kar geklim het, en ek kan onthou nog, ek was in die hospitaal gewees met 'n rugoperasie, toe jy my bel, meneer, ek wil hê jy moet vir my ry matriek afskryf, met hy rooi karretjie, en nog onthou, toe sê ek vir my, ek lê in die hospitaal, toe sê my, ek wou hê meneer moes my ry, en maak nie saak wat sy kar het was nie, Yes. maar ek wou hê meneer moes my ry, maar ja, op daai stadium, was ek op die regte tyd, op die regte oomblik was ek daar gewees. En ek dink die geheim is, baie ouens vergeet, jy moet net opdag. Yes. Jy hoef nie die grootste job te doen nie. Dag net op, sodat dit waarvoor God jou wil gebruik, gedoen kan word. Jo, daag net op, sodat God jou kan gebruik. En dit is wat meneer Thomas Matthee, meneer, ons kan baie lang praat, want wat meneer gedoen het, en vir ander leerders wat nog daar is. As ons praat van die afleertjie, toe meneer praat van die afleertjie, dink ek terug, hy sê ek is die pottebakker, jy is die klei. En as ek gaan kyk wat hy nou van meneer is, nou met kuns, ten spyte van dit vorm meneer ook, hy teken by, ek het nog 'n mooi skildery, ja meneer het vir my 'n mooi skildery, is 10 die muur in die huis gesê opgesit, en terwyl meneer daai doen, behalwe wat meneer nou verf en mooi kan, besef 'n mens ook as jy groter kyk, dat dit was alles God se plan. En kyk waar meneer vandag is om goedes te vorm, om 'n mooi prentjie te skep uit niks uit nie. Het meneer gesit, deur die Heilige Gees gelei, en 'n prentjie geskets wat vandag hier kan sit om te sê, meneer Thomas Matthee, tot vandag toe ek die woord om vir jou dankie te sê nie. Van wat u vir my gedoen het op die regte tyd gekom. En ek sal nooit ophou dankie sê, en ek het laaste gesê, ek moet liewer dood wees, en dan sal die dankies ophou. Maar you step into the right time, specific time, en op die regte tyd, geesgevulde tyd, het u in my lewe ingeset. Van dit kon anders gewees het. Wie het gesê, meneer sou die graad 7 onderwyser, en nog die klasregister onderwyser gewees het. Man, ek kan net sê, to God be the glory. God moet al die eer kry. En ek moet sê, dankie dat ek daar kon wees. Want, en ook vir jou sê dankie, dat jy op daai stadium, daar in die klas was, want daar sit miskien nie vir jou vandag hier, so ek hier gesit het. So ja, dit het maar seker, soos het swaard met 2 snykante. Hy sny na alle kante toe, en hy sny dwars deur murgenbeen. En ja, as ek dit gebruik gewees het, dan kan ek, as ek dit weer oor moes doen, sal ek dit weer doen. En jy kry baie kinders wat terugkom en sê, ek het nog so seker 'n week of 2 voor ek klaar gemaak het, dat 'n meisiekind ook gekom en gesê, meneer, wil jy nie vir die hoërskoolonderwysers kom wys hoe Pieter Mens wiskunde aan nie? Toe sê ek vir nee, daai onderwyser is daar, omdat hy daar moet wees. So ek was daar in jou lewe, toe ek daar moes wees, Yes. daai een is nou daar in jou lewe. So jy moet maar die beste van die saak nou maak. Yes, en so het ons gepraat met Thomas Matthee, ons kan heeltyd praat, en ons kan keer, maar 'n man wat regtig belê het in 'n kind se lewe, 'n man wat tot vandag toe nog steeds sy beste doen, en vandag is hy 'n dominee,
En ek wil vir u sterkte wens. En ek weet die Here gaan 'n groter deure oopmaak as wat dit nou lyk, want ek weet 'n saadjie wat 'n mens 26 jaar geplant het. Die Here het 'n manier om dit op 'n ander manier weer op te maak om te sê maar hier gee ek vir jou geleentheid ter wille van daai. En ek wil vandag dit amper half uitspreek. Ek wil nie profeteer, ek is 'n profeet nie, om te sê ter wille van wat meneer 26 jaar gelede vir Geduld Velsman gedoen het, gaan die Here 'n groter deur oopmaak. En ek wil vir u as dominee, as meneer, ek weet u het geleer het, en was vir my so eer om Kersfees te sit of oujaars aan we sit, hey, my meneer preek en onder u geklank te sit om te sê, joh, om te dink ek het in die klas gesit en ek het hy stem gehoor en vandag hoor ek die stem van 'n dominee van vooraf. En dit is was vir my marvelous. Ek was trots, ek moet my vrou gevra, ons moet met meneer 'n foto vat, want dit was die meneer gewees. En vandag is hy 'n dominee. Sterkte met die beroep en mag die Here vir u vat van krag tot krag. Baie, baie dankie en baie seëninge op alles wat jy doen. Mag die derde boek seker nou al in die skryf. Ons hoop hy is een van die dae sy weer word hy bekend gestel. Baie dankie hoor. So sê ons dankie en ons sê dankie vir julle wat gekyk het. Ons vra weer, subscribe en kyk en sê die link met ander, want hier gaan ons nog meer gepraat. Ons gaan baie in diepte gesels en by ons volgende episode gaan ons vir Danel bring, 'n maatjie van my wat saam met my pad gestap het, vanaf laerskool tot 'n hoërskool, en dan die ander gedeelte van geduld kom leer. Daar is mos 'n gedeelte waar hy soms 'n bietjie stout was as 'n kind, en wat ook speelerig was as 'n kind, en sy kom, daai gedeelte kom verduidelik, en ook die belangrikheid rondom vriendskap. Mag die Here u seën, en mag u 'n wonderlike week en 'n wonderlike maand hê. Die Here seën. Kyk, as 'n mens gaan kyk na daai woorde, het in 'n tyd ingekom waar ek in 'n laagte was. En soos meneer ek nou verduidelik het, is jy het met Tannie gepraat, met Tannie sê nee, hy kan gaan werk. En as jy in 'n agterstand kom dat jy nie almal sien jou raak vir wie jy is nie. En hier kom 'n onderwyser en hy skryf op die bord, wenners nie bang om foute te maak nie. En wenners doen wat elke dag gedoen moet word. Daai was vir my net amazing. Ja, ek is 'n wenner en al maak ek wat 'n fout, as ek nog steeds 'n wenner. So dit het vir my op 'n 17-jarige ouderdom uitgestaan en dit bly tot vandag toe by my. Dis die impak wat jy maak met klein goeters. Ek was nou op verskillende verhore. En dan is dit vir my klink dit simpel, 'n ding wat ek gesê het. Maar dan kom ek terug by die een ou wat sê, wow, dit het impak op my lewe gehad. Dat probeer nou terugdink, ja, maar dit is nie so 'n groot ding wat ek gesê het. Dit was 'n eenvoudige ding. Byvoorbeeld net vir iemand te sê, weet jy, die Here is lief vir jou man, en hy stap jy aan. Sonder om te weet waar hy persoon gaan, kom hy persoon terug aan jou toe en sê vir jou, weet jy, daai dag was ek net beplan om selfmoord te pleeg. Dan vra jy jouself, ja. Dan vra die persoon vir jou, nou, hoe het jy gekom dat jy dit vir my gesê het? Het ek nou oorgekom? Sê ek, nee, hy dag het ek maar net gevoel om te sê, Jesus loves you. Dan vra ek vir die enige van die bankie wat ons gehad het, Jesus loves you. En die dag het dit by my opgekom, het was net 'n eenvoudige ding. Maar die eenvoudige maak dat iemand se lewe verander het. Is byvoorbeeld soos, ek het een ding gesê, die gelukkigste mense is altyd die mense wat alles het. En vir ander was dit, wow, it's amazing. Ek dink, wat is nou amazing? Dan besef jy agterna, joh, maar dis waar. Ek hoef nie alles te hê nie, but I'm happy and I'm okay with myself. En dis hy klein goeder is eenvoudige goed vir jou miskien, as die spreker, of die ou wat dit sê, maar dit het diepe betekenis, soos ek nou met juffrou Marolli, met meneer Thomas Matthie, is 'n geringe, ietsie klein wat hulle gedoen het, en hulle het nie gesien, het gaan so 'n groter impak hê. Grootliks, ek dink dis in leierskap is 'n ding wat grootliks wat mense mis het. Onthou, ek kan nie 'n ding sê, maar kan nie dit staan. Kan nie staan daarvoor nie. Is amper, jy kan op 'n podium, kan jy die mooiste woorde sê rondom leadership. Leadership is an attitude and not a position. En dan is my refleksie altyd, if your attitude stings, your heart stings. Because wat hier vanaf uitkom, kom ons by die tong, wat hier binne aangaan, kom ons nou by jou mond het, en dis hoekom die skrif sê, guard your heart. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou wat ek sê, en wat ek doen,
maar die aksie, dit moet 'n lyn wees, want dit gaan terug na daai sterf en Spreuke sê. Wees versigtig. Wat hier in hom gaan van dit bepaal jou lewe, want wat in jou hart ingaan, waar kom dit uit by jou mond uit? Nou sê ek dit, maar doen ek wat ek sê ek doen. En dis die belangrikste. You need to guard your heart and you need to know that is an attitude. En attitude, sê die ander ene, reflect leadership. Nou as jy attitude die reg is, en het gaan meer oor die position, because that too must go one and one. En sê maar, leadership reflects attitude. And if your attitude stinks, your heart stinks. En dis wat dit inkom by leierskap. It's a position, but it's also the attitude. You must walk the walk. If you talk the talk, you must also walk the walk. So dis hoekom ek sê, leadership, attitude, iewers moet dit mekaar meet. Want ek kan die kwaaiste attitude, ek kan go onto a platform now, have this aura around me, and I can speak with so much attitude, but a positive attitude. Maar die posisie wat ek dra, sê hulle, nee, die twee in sync met mekaar. Ek het die regte attitude, or I have a bad attitude, but I have a leadership position.